Nou, voordat ons gaan kyk na wat Johannes in die boek Openbaring hieroor te sê het, kom ons kyk net wat sê Paulus van hierdie verleiding, hierdie vervalsing van die Satan. En dan terug gaan ons, en ons gaan kyk wat sê Johannes. 2 Tessalonisense 2 vers 3 sê Paulus die volgende, hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy, dis nou die antichristelijke mag, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Nou Paulus se woorde openbaar nou nie vir ons wie of wat hierdie antichristelijke mag gaan wees nie. Die kerkgeskiedenis het dit uiteindelik vir ons duidelik gemaak. Maar nie lang na Paulus oor die antichristelijke beweging in die kerk gepraat het nie, het Johannes gekom en hy het die apokalyptiese visioene ontvang op die eiland Patmos en hy begin het neerskrywe. En het word gauw duidelik dat Johannes eintlik net aansluit by Paulus oor hierdie antichristelijke beweging in die na-apostoliese tydperk. En sonder dat hy eintlik die historiese betekenis van sy eie taal verstaan, beskryf Johannes hierdie groot stryd tussen Christus en die Satan van die begin af. Die stryd in die eeuwe tussen Christus en die Satan sal uiteindelik kulmineer in 'n valse Christus wat die Satan self sal manipuleer en wat daarna sal streef om God se wet te vernietig en in die plek van God te gaan sit. En uiteindelik gaan hierdie sekulêre mag en 'n godsdienstige mag gaan saamsmelt en saam gaan hulle teen 'n baie klein minderheid van God se kinders wat nog gehoorsaam wil wees hier op aarde, hulle wraak uitstort. En uiteindelik gaan hierdie sataniese mag ook die doodstraf soek vir hulle wat nie wil saamwerk in hierdie koalisie nie.